vriende, kuier so lekker. Dit is baie lekker, baie welkom aan elke een van julle vanoggend hierso in die erediens. Vir die van julle wat steek bietjie hande op wie besoekers is. OK. Miskien moet ons die gemeente se naam verander na die besoekende NG gemeente. Maar baie welkom, want ons weet hier is 'n klomp besoekers. Gerda, hulle se dogter, Jan, hulle se dogter wat hier so kuier, en met Ronel en Ben hulle met die doop, Wian se doop, is hier so 'n klomp familie en vriende. So baie welkom aan elke een van julle. Ons is vreeslik bly dat ons die dag saam met julle kan vier en sommer net saam die liefde van die Here ook kan ervaar hierso wanneer ons vir klein Wian gaan doop. Ons gaan nie rugby praat nie, maar die cricket was goed. Ja. Vriende, so vinnig 'n paar afkondigings. Daar's Wian, ons gaan vir hom net nou gaan ons hom doop. En gelukkige Vadersdag vir al die vaders wat hier so is. Baie gelukkige Vadersdag. En mens dink aan hierdie dag, dink jy aan jou pa wat my pa is al 'n hele paar jaar oorlede. Mens dink aan hulle ook, aan die invloed wat hulle op 'n mens se lewe gehad het, en 'n mens is maar net opnuut weer dankbaar ook daarvoor. So vir elke een van julle gelukkige Vadersdag. Partykeer is 'n oue vader op 'n ander dag, jy is nog nie eers getroud nie, maar jy het 'n invloed op ander vriende se kinders ook goed, dan is jy ook 'n vader. So baie gelukkige Vadersdag vir ons almal, maar dis eintlik nog vandag nou nog môre is dit Youth Day, jeugdag. So vir ons kinders sê ons ook, julle is vir ons baie spesiaal. Baie gelukkige jeugdag ook vir julle. Ons gaan net nog aan ons hierso goedjies uitdeel. En dan ons tieners wat bymekaar kom na die tyd in die gesinskamer, ons Bybelstudie op 'n Dinsdag 9uur is baie welkom. Bietjie besig met die werk van die Heilige Gees. En dan op 'n Donderdag kom die manne bymekaar, Donderdag 6:15 kom ons hierso bymekaar. En dan is daar Chris Koetser wat kom sing eerskomende Saterdag. Jy moet asseblief laat weet dat ons voor die 18de, dit is 16, 17, 18, dit is Woensdag. Voor Woensdag wil ons getalle hê dat ons net kan weet. Dit is gratis. En dan hierso is braaihout vir al die paas, R25 'n sak. En dan sien ons uit na ons gemeentebraai wat volgende Sondag gaan plaasvind. Ook asseblief vir ons laat weet, want ons moet nou pap en sous voorsien. Ek wil nou nie vir die res van die maand pap en sous eet as ons nou te veel maak nie. So laat weet asseblief vir ons as julle kom saam braai eerskomende Sondag. Sien baie uit daarna. Vriende, en dan moet jy vanoggend weet, elke een van julle is welkom hierso vanoggend. Ek hoop jy weet dit. Ek hoop jy voel welkom, en ek hoop jy weet in jou hart dat jy welkom is. Nie omdat ons 'n oulike gemeente is nie, of omdat hier oulike mense is wat jou by die deur ontvang het nie. Maar in die eerste plek is jy welkom hierso, omdat die Here vir jou hierso ontvang met oop arms. Iemand sê oor hierdie versie, Lukas 15 vers 20, die bekende storie van die verlore seun, sê iemand, dis seker die mooiste versie in die Bybel. En ek wil amper half saamstem daarmee. Die seun wat nog aankom, toe hy nog aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. So hardloop die Here ons tegemoet, elke een van ons vanoggend, hardloop hy tegemoet, omhels hy en sê hy vir jou, wy die naam vanoggend, jy's welkom hierso, my kind. So jy mag maar wees hierso, net wie jy is, en die Here het vir ons lief, net soos wat ons is. Ek wil vir jou kans gee, terwyl die sanggroep, terwyl julle vir ons regmaak,
jou kans gee om net stil te raak hierso voor in die teenwoordigheid van die Here. Jy mag maar wees. Wil amper half sê, weet jy, haal asem en wees net hierso in die teenwoordigheid van die Here. Liewe vriende, en dan wanneer die Here so vir ons ontvang, dan doen hy dit altyd met sy seun, en vanoggend sê hy vir elke een van ons, my liewe kind, my vrede vir jou. Dit kom van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Dis hy. As kinders, kom kuier julle by my asseblief, want ons het werk om te doen vanoggend. Dis sommer 'n hele klompie van julle. Dit is baie, baie, baie lekker. Ja. Dis reg. Dankie Louise. Ons van die mammas ook sommer so kan bietjie nader sit as ons nou moet uitdeel en help daarmee. Goed. Eerste dinge eerste, verjaarsdag. Ons kyk daarso. Wie het verjaar? Niemand verjaar nie, iemand van ons groot mense wat verjaar het. Niemand nie. Jy moet jou hand lekker hoog opsteek, want anders gaan ek jou nie sien nie. So lyk vir my ons het nie met verjaarsdag nie, maar nou is hier ander lekker dinge wat ons kan uitdeel. Jeugdag, dis julle dag môre, né? Maar eintlik is die hele jaar, né? Maar nou okay, spesiaal nou môre. So ons wil vir al ons jeug, die senior jeug, ek weet dit is julle wil doodgaan om hier na vorentoe te kom, maar hou maar jou gesig toe en kom kry sjokolade en kom help vir ons uitdeel. Kom van julle grootkinders kom help gou vir ons. Dankie Stefie, kom. Ongelukkig het ek jou nou gesien. Dis een van my belydensklas-kinders, so Stefie, daar's vir jou. Julle kry toffies. Champion toffies. In my dae was dit Wilsons. So, baie dankie. Stefie, sal jy so bietjie help uitdeel ook vir al die seuns? En kom ons vra dat julle vir ons help. Daar is vir die dogters. Wie gaan vir ons help uitdeel met die dogters? Daar sal so, gaan julle, okay. Al die vir die seuns hierso kan julle uitdeel. Elkeen van julle kry 'n kaartjie wat sê ons is baie lief vir julle. Vir al die seuns en vir die dogters kry 'n chomp. En dis nie omdat julle groot bek is nie. En die papas het iets gekry by die deure, né? Is wat reg? Het julle gekry? Goed. So dit is eintlik amper half 'n gesinsding dat ons, dankie Stefie, hoor. Dat ons Vadersdag het en dat ons jeugdag het. Voor ons hier vergeet, wie gaan vir my help? Kom steek vir ons die kers aan, sis, en kom maak vir ons die Bybel oop, asseblief. Sy. Reg. Daar's dankie. Ons Christuskers aansteek. OK, en kom maak vir ons die Bybel oop hierso. Sy, dis die Bybel, en vir ons oopmaak. Daar's sy. Ons gaan net nou saam lees uit die Bybel uit. Die Bybel is vir ons verskriklik baie belangrik, want ons sê dit is die Here wat deur die Bybel met ons praat, en daarom is dit vir ons so belangrik. Sien julle uit na die vakansie? Ja, is julle moeg? Ek kan net dink. En ek kan net dink hoe julle ma's en pa's uitsien na die vakansie. Reg. Kom ons, ek wil gou 'n ding met julle praat oor tree, né? Julle kan almal al loop, né? Maar jy sal nie kan onthou toe jy jou eerste tree gegee het nie, né? Maar ek wil 'n bietjie iets anders te doen. Baie keer as ons oor die Here dink, wie van julle wil vir my kom help? As ek nou, kom sis, jy staan daaronder, baie keer dink ons so oor geloof, en dan dink ons so, hier's die Here, en die Here is goed vir my, ek moet net die eerste tree gee, om nader aan die Here te kom, en nog 'n treetjie om nader aan die Here te kom. Julle verstaan, dit is heeltemal verkeerd, as jy so glo, né? Ek hoop jy weet dit. Dis nooit ons wat optree na die Here toe nie.
Meeste godsdienste werk so. Ek is daar onder en die God is hierbo en ek moet net vir hom offers bring en ek moet hom net gelukkig hou en dan moet ek nou maar die trappies opklim na hom toe. Okay, sis, gaan staan daar onder. Die eerste tree is altyd die Here se tree wat na my toe kom en hy stop nie tot hy by my is nie en dat hy vir my kon sê, maar jy is my kind, ek is baie lief vir jou. En as dit al is wat jy onthou vanoggend, dan is dit goed. Die Here wat na ons toe kom, eerste tree vir ons gee, en vir ons kom sê, ek is baie lief vir jou. Dankie sis. So, wanneer ons vanoggend gaan doop, wanneer ons vir klein Wian gaan doop, dan is dit nie in die eerste plek die ma en die pa wat hulle kind bring om gedoop te word nie. Dit klink dalk so vir ons. En ons dink dalk so, ek bring my kind om gedoop te word. Die dag wanneer jy die behoefte het om jou kind te kom doop, wanneer jy sê ek wil dit doen, is dit eintlik die Here wat al lank al in jou hart gewerk het om te sê, ek is die Here oor jou lewe. Die Here ook oor jou kind. En ek het al lank reeds die eerste tree na jou toe geneem. Die dag wanneer jy jou kind bring vir doop, is dit die tweede tree, dis die tree van jou kant af. Om te sê, ja Here, dankie dat U my tegemoet geloop het. Daarom, Wian en Ronel, werklike liefde is dit. Julle moet daai versie mooi kyk. Regtige, egte liefde. Kyk wat staan daar. Is nie ons wat die Here lief het nie, dis nie regtige, egte liefde nie. Regtige, egte liefde is maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sonde. Dis regtige liefde. Die Here wat afklim na my toe en wat sy liefde vir my kom gee. En dis wat die doop is vir my absoluut 'n teken daarvan. En daar sê ons baie geluk aan Ben en Ronel en Danai, en die oupas en die oumas, Louie en Johanet van der Linde, Karen Boys en oupa en ouma Grootjie. En die gebed is, Here, neem hierdie seentjie en vul sy hart met geloof en liefde. Hoor sy gebedjie, leer hom wysheid, gee hom krag, verlig sy pad, seën hom soos U hom help opgroei in genade. Amen. Wian van der Linde. Ons gaan hom nou doop. Sanggroep, as julle weer vir ons kan regmaak asseblief. En Ben en Ronel, as julle hierso by my kan kom staan. En julle bly net hierso, want ek wil hê julle moet mooi sien wat ons vanoggend gaan doen. In ons gesprek het ons hieroor gepraat, so hier's 'n paar goeters wat ek net wil hê dat julle hier voor die gemeente sal getuig vanoggend. Ons as ouers kan getuig van die God wat ons eerste geken het en ons uitnooi om hom beter te leer ken in Christus. Kan julle daarvan getuig? God wat sy eerste tree na julle toe gegee het. Tweede plek, ons as ouers glo in die Here wat ons kind eerste geken het en lief het. Psalm 139 sê, Here, toe ek nog binne in my ma gevorm is, het U my al geken, U het my gevorm. So die Here het vir Wian lank voordat ons nou geweet het dat die Here hom geken en ons glo dit as ouers. Glo julle dit ook? En in die derde plek, die Bybel as die woord van God, wat ons vertel van God, wat ons eerste geken het, aanvaar julle dit. En in die laaste plek, 'n belofte, ons as ouers beloof om ons lewe in te rig, soos mense wat God se liefde beleef en uitleef. Want ons kinders, ons as ouers, is die eerste verwysingsraamwerk van ons kinders, wat moet hoor dat God 'n God van liefde is. En die feit dat God 'n God van liefde is, help nie eintlik met praatjies. Dit word geleef. En met hierdie belofte sê julle, ons sal dit leef. Ons lewe inrig soos mense wat God se liefde beleef en uitleef. Julle reg daarmee. Ben. Kom ons sing saam. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland.
Goed, so maatjies, hier is nou water hier binne en ons gaan nou vir Wian doop. Die water is 'n teken van Jesus se bloed wat vir ons skoon was. Mense gebruik mos nie net water om te drink nie, mense gebruik ook water om jou te was, te bad, te stort. En hierdie water wat ons hom nou mee gaan doop, is 'n teken daarvan dat ons skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus en dat die Here vir hom ook baie lief het. So, Ben, sal jy hom vir ons so hou? Hierdie water is koud. Wian van der Linde, ek doop vir jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Daar sy. Ja. En so is ons ook, baie keer wil ons koppe wegdraai en ons eie ding doen. Gelukkig gee die Here nie op ons nie, né? Gelukkig hou die Here aan en aan, is hy geduldig met ons ook. Ons het 'n gebed van sy pappa en sy mamma wat hulle vir hom bid. Wian, ons bid vandag spesiaal vir jou, dat God jou veilig in sy hand sal hou, vir krag om vas te staan elke dag, dat God sy arm styf om jou sal vou, en dat jy sy liefde sal ervaar en weet, hy sien elke tree wat jy gee. Sy pappa, hierdie pappa en mamma se gebed vir hulle seentjie en sommer eintlik vir hulle kinders, vir klein Danetjie ook. Ons het Bybelvers ook, sy Bybelvers waarmee ons vir hom wil insluit. Dis dieselfde vers van Danai, is dit nie ook nie? Is dit 'n ander vers? OK. 1 Korintiërs 13, al wat altyd sal bly is geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. So Wian, mag jy dit weet, dat die liefde die sterkste is wat daar is in die lewe. Voordat ons nou die seën van die Here vir hulle gaan sing, kom ons gee sy doopseël vir hom. Sussie, gaan jy vir ons help? As Bybeltjie gee en doopseël gee. Megan, anders kan jy weer kom help. Jy moet my maar assisteer vir oggend. So daar is sy doopseël en sy Bybeltjie. En vriende, ja, dan wil ek nou vra dat ons die seën van die Here vir hierdie gesin toebid. Julle kan by mamma en pappa gaan sit as julle wil, of julle kan hier voor bly sit ook, dis ook reg, net as julle wil. Vriende, ek hoef vir jou niks te vertel as ek vanoggend vir jou sê ons lewe in 'n anderste wêreld, né? As jy net dink aan die wêreld, as jy net dink hoeveel ouens lande dreig om mekaar uit te wis. Partykeer voel ek so hier aan die suidpunt van Afrika, dankie tog Here dat ons hier nie nou daarbo in die Midde-Ooste is en goed nie. Dit is 'n onveilige, voel vir my partykeer 'n baie onveilige wêreld waarin ons leef. As 'n ou hierdie goeters lees en hoor van ouens wat mekaar met bomme bestook en eintlik dreig om mekaar net plat te maak.
Ons het eintlik so behoefte aan 'n wêreld waar 'n mens veilig kan wees. Maar ook hier in Suid-Afrika vertel ek ook vir jou niks niets nie as ek vir jou sê, weet jy, uit sy uitdagings, né? Elke aand wanneer jy jou alarm aansit en jou deure sluit, weet jy bly in Suid-Afrika en dit is nodig. So ons soek nogal na 'n plek van veiligheid. 'n Plek waar jy kan weet, hier is jy veilig. Kom ons trek dit so 'n bietjie meer persoonlik. Ek dink elke een van ons het behoefte aan 'n veilige plek waar ek maar net kan wees. Waar ek nie gemeet word nie, waar ek nie geoordeel word nie. Waar ek maar net regtig kan wees. Nou toe jy in jou jonger dae was 10-1, dink jy dalk aan jou ouer huis, toe jy as jy nou gaan studeer het of gaan werk het en jy keer vir 'n naweek of vir 'n vakansie terug na jou ouer huis toe, dan is dit amper half hier is ek veilig. Ek hoop dit so en ek bid dit so dat dit so vir jou was. 'n Plek waar jy nie vir jou ma hoef te vra, mag ek dit eet nie, né? Altyd met ons tienerseuns gesê, hulle ID-foto's is sy kop in die yskas. Dit is soos hulle ID-foto's gelyk het, kop in die yskas. Kyk wat is daar nog om te eet. Maar dit is veilig, want dit mag, jy mag maar. Want dit is jou plek van veilig wees. Elkeen van ons het 'n behoefte daaraan, om in 'n plek van veiligheid te wees, waar ek maar net mag wees. Ek vat dit nog 'n trappie verder. Baie keer is dit so met geloof en met godsdiens dat ons onveilig voel. In terme daarvan dat gelowiges mekaar partykeer onveilig laat voel. Ons meet mekaar baie keer en sê wie is in en wie is uit, wie is 'n beter kind van die Here, wie is 'n minder goeie kind van die Here. Dis hartseer, maar dit is so. Partykeer is die kerk die mees onveilige plek waar mense wil wees. Juis omdat ons mekaar so meet. Dis nie hoe die Here dit gedink het dat dit moet wees. En daarom as ons vanoggend gaan ons saam gesels rondom Paulus in Efesiërs 2, waar Paulus eintlik vir gelowiges kom sê, weet julle wat? Daar is 'n veilige plek vir julle gemaak. Kom asseblief binne. Die feit dat Jesus Christus gekom het, die feit dat die Heilige Gees uitgestort is, het alles kom verander. Het vir jou en vir my 'n veilige tuiste kom skep. En ek wil graag met jou hierdie deel vanoggend, as ons saam gaan lees uit Efesiërs 2 uit. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie vir ons vir u woord. Dankie dat ons dit vanoggend kan saam lees. En ek wil bid dat dit nie net woorde sal wees wat oor ons vloei nie, maar dat dit woorde sal wees wat vashak in ons harte. Woorde sal wees wat laat groei binne in my. Woorde wat my oë sal laat oopgaan. Woorde wat my hart sal laat oopgaan. Dit wat ons in u naam, Here Jesus. Amen. So, Paulus, nou praat hy met die gelowiges daar van Efesiërs. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene. Hy praat nou met die nie-Jode, hy praat met die Grieke en goed. Sê, julle was heidene gewees. Julle het niks van die Here geweet nie. Julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Paulus praat met hierdie ouens en sê, onthou, waar kom julle vandaan? Hoe was dit gewees? Maar nou is julle een met Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede
Hy wat die twee Jode en nie-Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak het in homself die twee Jode en nie-Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. En nou is sy gevolgtrekking. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Klomp gedagtes, kom ons probeer dit die diamante daar uithaal sodat ons dit so min of meer kan verstaan. Ek wil die beeld gebruik van wanneer jy na iemand toe kom, wanneer jy by iemand gaan kuier en die persoon maak die deur vir jou oop. Die een wat die deur hier oopmaak vir gelowiges is Jesus Christus. Ek kom by die deur en ek kan nie die deur uit myself uit oopmaak nie. Ek het nie die reg daartoe nie. Die deur word vir my oopgemaak deur Jesus Christus. Die van julle wat nou in estates bly hierso, julle weet mos nou, jy kan nie net sommer, as jy nie daar bly nie, het jy 'n kode nodig om daar in te kom. Anders dan gaan jy nie inkom nie, gaan jy nie by die veiligheidsouens verbykom nie. Dis hoe dit werk. Nou amper al wil ek sê, is Jesus Christus ons kode om in te kom. Maar dis meer as 'n kode, dis 'n persoon wat vir ons die deur oopmaak en wat vir ons sê, jy mag maar hier wees. Hy het met sy lewe daarvoor betaal om hierdie deur vir ons oop te maak. Kom ons lees net weer. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Hy het met sy lewe daarvoor betaal. Christus is ons vrede. Efesiërs 2 sê, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. So kom ons haak net eers bietjie daarby vas. Die een wat die deur oopmaak vanoggend. Jesus sê ook, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Vriende, ook met die doop vanoggend van Wian, het die Here eintlik vir ons 'n tasbare teken weer gegee van hy wat die een is, wat die eerste tree neem om die deur oop te maak. In Openbaring, jy sal dalk onthou in Openbaring ergens, kan nou nie die vers presies onthou nie, ek staan by die deur en ek klop. En as ek die oopmaak, sal ek inkom en saam met jou feesmaal. Jesus is die een wat die deur vir ons kom oopmaak. Wanneer ek dan nou inbeweeg, dan is daar die een wat ons ontvang. Die een wat ons ontvang is die Vader. Ons is nou nog nie hier so, en partykeer vergeet ek name en gee ek dalk vir jou 'n naam wat nie jou naam is nie en vergewe my daarvoor. Dit is hoe dit is. Ons is nog in die proses om mense te leer ken. Maar jy kan vanoggend weet, wanneer die Vader ons ontvang, ken hy elke een van ons by die naam. Hy raak nie de mekaar met name nie. Hy ken elkeen van ons. En wanneer hy vir ons ontvang, sê hy vir elke een van ons, welkom hier so my kind. Jy's my kind. Jy sal weer onthou, né, van die storie van die verlore seun.
Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, hom innig jammer gekry, hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. En die seun wil nog teestribbel en sê, pa, ek sal vir pa kom werk. En die ou moet sê, ek het al die jare vir pa gewerk, en die pa sê, dis nie hoe ek mense ontvang in die veilige ruimte van my nie. Ek ontvang mense as vader, nie as baas nie. Ek ontvang mense as vader. En vanoggend wanneer Jesus vir ons die deur oopmaak en ek beweeg in, ontvang die Vader vir my, hy loop my tegemoet. Hy sê welkom hierso, my kind, in hierdie veilige ruimte. Nou is ons in hierdie veilige ruimte van die Here, maar partykeer voel ons nie ons is welkom nie oor die Here nie, maar oor myself, en hoe ek weet hoe dit hier binne in my gaan, en voel ek, Here, ek is nie 'n goeie kind van U nie, of ek is nie werd nie, né? Ek is huiwerig, jy's huiwerig soos wat jy as 'n kind dalk by mense gaan kuier het en jou ma en jou pa het jou voor die tyd gedrul, moet asseblief nie aan die goed vat nie, sit stil. So, ma en pa is op hulle senuwees, jy's op jou senuwees. Nee. Wanneer ek so op my senuwees is en onseker is oor, Here, mag ek hier wees, wie kom? Kom die Heilige Gees en sê, ek wil jou net herinner, Jesus het vir jou gesterf, hy het die deur oopgemaak, en wil jou net herinner, jy is 'n kind van God. Jy is welkom by die Vader. So die Heilige Gees is die een wat binne in ons werk. Romeine 8, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie weer in vrees lewe nie. Ons lewe, het ons vir mekaar gesê, eintlik in 'n groot mate in 'n wêreld waar daar vrees is. In God se veilige ruimte kom vat hy vrees weg. Laat julle nie weer in vrees lewe nie. Julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Die woordjie eintlik, Hebreëse woordjie eintlik vir Papa. Wat ons laat uitroep hier binne in ons Papa. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So, ek weet hier stemme hier binne in ons dat ons baie keer laat huiwerig voel. Is ek nou 'n kind van die Here? Is ek goed genoeg om 'n kind van die Here te wees? Mag ek? Gaan ek dit maak? Gaan ek hemel toe? Gaan ek hel toe? Dit is vir my verskriklik as ek van volgens my oud gelowiges hoor dat hulle nog wonder of hulle hemel toe gaan. Dis die slegste ding in die lewe vir my om dit te hoor. En hoekom ek kan dink, hoekom mense so dink is omdat jy dink, jy wonder of jy goed genoeg is. En kom ek sê nou vir jou, ek en jy is nie goed genoeg nie. So kom ons kry dit agter ons. Maar in Jesus Christus word ek nuut gemaak. Word ek God se kind en is ek goed genoeg. Deur die werk van die Heilige Gees herinner hy my daaraan dat ek God se kind is. En mag ek in hierdie veilige ruimte van God beweeg. So die Heilige Gees is die een wat saam met ons gees getuig. As ek in hierdie huis, veilige ruimte van God beweeg, sien ek maar daar's ander saam met my in hierdie huis. En dit is baie keer, vriende, ek en jy gaan dalk verbaas wees oor wie saam met ons enig in die hemel is. Want ons het ons filtertjies wat ons insit van wie is nou reg vir die hemel en wie's nie. En God het ander. God werk nie so nie. So wanneer ek hier is, sien ek ander mense raak en party mense kan ek meer assosieer en ander mense sukkel ek meer om mee te assosieer, maar dis kinders van die Here. Trevor Noah, 'n teoloog, sê 'n belangrike ding. Hy sê, jy en ek kies nie God se gesin nie. Dis nie ons werk nie, ons is deel van die gesin. Maar jy en ek kies nie wie is in daai gesin nie. Dis die gesin van God die Vader. En hy kies wie is deel van daai gesin. Dis nie jy en ek wat daai oordeele maak nie.
Paulus skryf iets daarvan in Romeine 3. Teruggaan. Waar is ek nou? Nou is... Ag nee, Romeine 3, Kolossense 3. Ek wil nou, skus julle. Gaan nou by hom uitkom. Ja, Efesiërs 2 sê hy daai gedeelte wat ons gelees het, hy het die Jode en nie Jode een gemaak. Hy het die muur afgebreek. So wanneer ek hierso in die veilige ruimte van God inbeweeg, is daar ander wat saam met my is. Ja, daar is hy, Kolossense 3, wat ek nou gesoek het. Wat sê Paulus hierso? Hy sê, in hierdie veilige ruimte van God, moet julle nou baie mooi hoor, hoe werk dit daar? In hierdie veilige ruimte van God is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie. Nou vanoggend is ons verskillende nasionaliteite hier, ons is Duitsers hier, ons is Afrikaanssprekendes, ons is Engelssprekendes, ons Malawiërs, ons Zulus, ons is van verskillende, maar dit maak nie saak nie, sê die Here. In hierdie veilige ruimte tel dit glad nie punte nie. Besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry. In die veilige ruimte van God is Christus alles en in almal. So wanneer ek in hierdie veilige ruimte inbeweeg, sien ek ander raak. Laaste gedagte, in hierdie veilige ruimte wil die Here vir my sê, wees 'n tuiste. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Vriende, die bakstene wat ons opbou tussen ons, om te sê wie is in en wie is uit, is afgebreek. Maar nou, soos baie keer wanneer jy met bouwerk besig is, jy het 'n plek afgebreek, maar jy gebruik nou weer nog die ou stene, kap mooi die ou sement af. Daai stene wat skeiding gemaak het tussen ons, wil die Here nou gebruik om vir ons tot 'n geestelike tuiste te bou. En wil hy hê dat ons 'n tuiste moet wees vir die wêreld, waar mense iets van die veiligheid van die Here kan ervaar. Die skeidingsmuur is afgebreek en jy en ek word 'n tuiste, 'n huis waarin mense veilig sal voel. So luister so 'n bietjie. Daar is nie Kolossense 3, vroue erken die gesag wat mans in die gesin dra, dis die boodskap. Die Here verwag dit, mans wees lojaal en liefdevol teenoor vroue. Moenie geïrriteerd raak met hulle nie. Kinders, luister na wat julle ouers sê, daarvan hou die Here. Paas, moenie te veel druk op julle kinders sit nie, net nou verloor hulle moed, omdat hulle voel dat julle nooit tevrede is nie. So Paulus praat hierso met die hele gesin. Hy sê, vrouens, weet jy, kyk hoe jy teenoor jou man optree. Sê vir kinders, kyk hoe jy teenoor jou ouers optree. Sê vir mans, kyk mooi hoe jy teenoor jou vrou optree. Sê vir paas, dis Vadersdag, kyk mooi hoe jy teenoor jou kind optree. Moenie te veel druk op julle kinders sit nie. Net nou verloor hulle moed omdat hulle voel dat julle nooit tevrede is nie. En ek het die idee, as ons vanoggend hierso stories met mekaar sou deel, sou daar baie stories wees van ouens wat sê, my pa het nooit gevoel ek is goed genoeg nie. My ma het nooit gevoel ek is goed genoeg nie. En jy weet dat dit eintlik 'n omgewing skep waar ek nie veilig voel. Want as jy nie goed genoeg voel nie, is jy nie in 'n veilige ruimte nie. Paulus kom nou na ons toe, wanneer die Here ons innooi en vir ons 'n veilige ruimte skep, sê hy, hey, wees ook iemand wat veilige ruimte skep vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou man
en vir hierdie wêreld. Jy en ek het die absolute voorreg om met die liefde van Jesus Christus tuistes te skep waar mense veilig voel. Waar mense voel, ek ervaar iets van die liefde van die Here. So wees 'n tuiste as Paulus se oproep. Moenie bakstene gebruik om mure op te bou nie. Gebruik bakstene om ruimtes te skep, veilige ruimtes. Ouers, wees 'n tuiste. En ek weet, as ek praat, ek is myself 'n pa, dis 'n doodskoot. As jy vir 'n ou sê, hoor jy moet beter wees met jou vrou en met jou kinders, want daar is goeters wat nie reg is nie, né? Ons hoef nie eens daaroor te wonder nie. Ons hoef nie vas te hak by hoe sleg ons is nie. Kom ons leef uit dit wat die Here vir ons gegee het en kom ons wees beter eggenotes en vaders en moeders vir ons kinders. Kinders, wees 'n tuiste vir jou ouer. Kinders het mag oor hulle ouers ook. Die manier waarop jy optree kan vir ouers geliefd laat voel, gewaardeerd laat voel. Kinders, wees 'n tuiste, ook vir jou ouers. Gemeente, wees 'n tuiste. Nie net vir ons lidmate nie. Iemand het eers gesê, die kerk is die enigste organisasie wat eintlik bestaan ter wille van sy nie-lede. Ons is nie hier vir mekaar. Ons is hier vir mekaar, maar ons is nie net hier vir mekaar nie. Ons moet die heeltyd daarna streef om 'n tuiste, 'n veilige tuiste te skep waar mense kan ervaar dat die Here hulle raak sien en dat hulle welkom is. En dit gebeur op baie praktiese maniere hoe ons mekaar hier ontvang, die maniere hoe ons saam 'n koffie drink na die tyd en kuier met mekaar. Die manier wat ons net na mekaar kyk en vriendelik is daardie dinge wat ander mense laat tuis voel. En ons moet dit ons werk maak. Elke liewe lidmaat moet dit sy werk maak om van ons gemeente 'n tuiste te maak waar ander mense voel, hier is ek veilig, hier mag ek maar wees. So vanoggend, Jesus wat die deur vir ons oopmaak, die Vader wat vir ons ontvang en sê, jy's my kind, jy's welkom hierso. Die Heilige Gees wat vir my herinner daaraan, wanneer ek twyfel daaraan, onthou jy is kind van God. Die Here het jou lief. Die Here wat vir ons wil gebruik as 'n veilige tuiste, as ouers, as kinders, as huweliksmaats, as gemeente, om 'n tuiste te wees vir mense, sodat mense ook die liefde van die Here kan ervaar. Ek gaan vir die sanggroep vra dat julle so lank vir ons kom nader staan. Ons gaan nou 'n lied sing, so 'n wonderlike lied waar ons vir die Here sommer net dankie sê. Here, dat U die deur vir my oopmaak, dat U vir my innooi, as die innooiende God, dat U dit vir my moontlik maak om kind van U te wees, en Here, help ook vir my, sodat ek ook 'n tuiste sal skep vir mense rondom my.
Vriende, ons gaan nou oor in aanbidding in. En ek wil vir jou lei daarin. Daar is ons voorbidding. Ek sien Henny, ek sien vir jou raak, vir jou en vir Babsie, wat hier deur 'n moeilike tyd gaan en goed, en ons wil vir julle steeds vir haar, ook steeds aan die Here opdra. Ons is dankbaar vir Frik en Diana. Hulle seun was in vir operasie, hulle moes kanker wegsny en dit het goed afgeloop, so ons is baie dankbaar daarvoor. Ons het langtermyn siekes wat ons steeds aan die Here wil opdra, met hulle gesinne, dat die Here regtig sy hand ook oor hulle sal hou. Is daar ander persone, ek wil dit sommer oopgooi, wat ons aan die Here wil opdra? Letty, jy's my lifeline. Maar ja, kom ons ek wil amper al sê, kom ons staan net stil hierby nou op hierdie oomblik. Want siekte het baie keer die effek dat dit voel asof die Here ver is, en voel asof die deur toe is, en voel asof ek nie in 'n veilige ruimte is nie. So kom ons tree namens hierdie ouens, tree ons in vanoggend. Here, ons wil vra, ons bid vir gesinne, dat hulle die veilige ruimte van u liefde sal ervaar. Bo kanker, bo siektes, bo bekommernis. Die veilige ruimte van God die Vader wat vir hulle omarm. Dit bid ons in u naam, Here Jesus. Amen. Ek wil voortgaan met die voorbidding. Ons bid die kerk bid spesifiek vanoggend oor die wêreld vir geopende deure. Geopende deure is betrokke by die vervolgde Christene in die wêreld. Daar is ongeveer 310 miljoen Christene ervaar ten minste baie hoë vlakke van vervolging as gevolg van hulle geloof. Hulle verduur vervolging in die vorm van ondervraging, inhegtenisname, selfs soms die dood vir hulle geloof, terwyl miljoene meer diskriminasie en vervreemding in die gesig staar. Ons is eintlik net so bevoorreg dat ons, ek dink ons het nie regtig lekkere begrip daarvoor vir die ouens wat in hierdie lande vervolg word. Die 310 miljoen, min of meer is die getal van mense wat as gevolg van hulle geloofsbelijdenis dat Jesus die Here is, vervolg word. En wat sê, maar dis waarby ons staan. Ons sal nie verander nie. Jesus is die Here. Daarso het ek sommer net die 13 lande neergesit waar die ergste vervolging plaasvind. Noord-Korea is jy weet dit 10-1, is die land met die grootste vervolging. Niks word daar toegelaat nie. En dan is daar Somalië, al die lande daar so. Ek het nogal gesien, daar is heel wat lande in Afrika ook. Moslimlande waar dit absoluut, die Christelike geloof absoluut nie toegelaat word nie. So kom ons tree in nou op hierdie oomblik in gebed ook in vir elke liewe Christen. Here, ons ken nie hulle name nie. Ons ken nie hulle spesifieke omstandighede nie, maar U is die Here, U is almagtig. En in hierdie oomblik wil ons vra, Heilige Gees, dat U hulle sal bemoedig, sal versterk in hulle geloof, dat hulle sal weet dat U hulle vashou en dat ons as kerk ook vir hulle intree en ons vertroue in U plaas. Dankie dat U die Here is wat die dood oorwin het, daarom het die dood nie mag oor ons nie. Dankie dat U die Here is wat vir ons liefhet en niks kan vir ons skei van U liefde nie. Dankie ook daarvoor. Here, mag hulle U veilige ruimte in hierdie oomblik ook ervaar. Amen. En dan het ons verjaarsdae wat in hierdie week kom. Ons wil vir hulle baie geluk sê, sommer by voorbaat.
wat ek nou van kan sien wat hier is en wat ek nou ken, want ek ken nog nie al die name nie, is Joop, jy verjaar in die week wat kom, en Nick, waar is Nick, ek het vandag, verjaar ook in die week wat kom. Is daar nog verjaarsdagmaatjies wat ek nou nie, ja, maar ons sê by voorbaat, sê ons vir julle, baie geluk vir die jaar wat kom. Net terug by geopende deure, ons soek 'n verteenwoordiger in ons gemeente, wat net 'n skakelpersoon met hulle kan wees. Dis gewoonlik ouens wat 'n regte passie het vir die sendingveld, ek dink nie dit is 'n vreeslike werk nie, dit is maar om 'n kontakpersoon te wees, en as jy uit gaan beweeg, gaan jy sien daar is inligtingsblaadjies ook van geopende deure beskikbaar daar. Maar as jy die Here dit op jou hart druk, kom na vore en wees ons kontakpersoon. Vriende, nou gaan ons die Here vereer met ons dankoffers, en ons doen dit spesifiek vanoggend, terwyl ons sê, Here, dankie vir u veilige ruimte waarin ons kan beweeg, en dat ons naby aan u mag wees. Dankie daarvoor. Oh,
Vriende, binne in die veilige ruimte van God wil hy vir ons kom seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskaplike werk van die Heilige Gees vir ons altyd veilig laat voel. Yes, Señor.